Het is eintlik hartseer op die tyd van die jaar waar mense sit by die huis en hulle doen wat hulle wil doen. Die ding wat gebeur is dat mense het hulle prioriteite verander. En die mense word vasgevang in dinge en situasies in hulle lewens. Maar vanmôre wil ek met julle praat oor 'n ding wat met almal van ons gebeur. Almal van ons het hierdie probleem. Jy is nie so heilig dat jy kan op water loop nog nie, maar almal het hierdie probleem in ons lewens. So kom ons bid vir die woord. Amen. Here, ons bid vir die woord vanmôre dat die woord sal kragtadig wees, magtig wees en mense sal verander word deur die woord. Ons bid vir die mense wat hier so is, die Here, dat U saam in die krag op hulle sal neerrus op die pad waar hulle te Duitsville toe is, Here, dat U vir hulle sal vrede gee in hulle hart en ons sê dankie daarvoor. Gee alle ere. Amen. Matteus 7 vers 20 sê die woorde. Hy sê so: Jesus antwoord hulle: "Die julle ongeloof, want waar ek sê vir julle, as julle geloof soos 'n mosterdsaad, sal julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hiervan daarna toe en dit sal weggaan. En niks sal vir julle onmoontlik wees nie." Niks. Die woord sê, niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Niks. Maar ek lag oor die situasie omrede, ons sê dit so maklik, niks gaan vir ons onmoontlik wees nie. Maar in ons lewens het ons 'n reus. En hierdie reus is altyd daar. Hierdie reus van hoogmoed, manipulasie, van lieg, steel, hierdie reus is altyd daar. Hierdie reus is die een wat gaan maak, dat jy nie dit maak nie meer. As jy kyk na vanmôre se mense, ons is hierso 2, 4, 6, 8, daar's 10, 11 vir ons. Dis hoe gaan dit lyk in die hemel waar die weg gaan plaasvind. Baie mense loop op 'n pad waar hierdie reus hulle beheer. Of dit doktrine is, of dit lering is, of whatever dit is, hierdie reus is daar om jou van die kant af te lei, sodat jy nie deel van die kinders van die Here gaan wees wat weggeraam gaan word. Hierdie reus is 'n werklikheid. As jy na jou lewe kyk, moet jy weet wie jy is eintlik in Christus Jesus. Jy moet kyk na jou lewe. En help jy praat daaroor nie. En help jy sê dit. Maar jy moet weet, kind van God, ons moet kyk na ons lewens en houding 'n check maak op wat ons doen, sê en wat ons maak in ons lewens. En help jy sê jy is 'n kind van die Here en jy ken die woord van A tot B en C en D tot die einde, tot Z. Jy ken dit, maar jy leef nie dit nie. Jy gaan hel toe. Jy sê, maar hoe kan jy dit sê, pastor? Ek kan dit sê. Want Jesus het so gesê. Ek sê nie dat Jesus gaan tussen die tollenaars en vingers wys na hulle sonde nie. Ons is so geneig om dit te doen nie. Wys aan ou se sonde uit. So geneig. Dis een van die grootste probleme wat 'n kind van die Here vandag het. Indien hulle net doen wat God gedoen het. Sy seun gegee uit liefde, en ons moet ook liefde gee vir die mense om ons, dat ons nie toelaat dat hierdie dinge wat die mense in die wêreld wil hê in ons brein kom. Die oordeelgees is deel van die reus. Die hoogmoed is een van die groot dele van die reus. Ek is beter dan daai persoon. Ek het meer kennis dan daai persoon. Ek dink ek is alles. Ek het meer geld dan daai persoon. Ek is fit. Nie vet nie, fit. Ek is fit. Hy is fit.
Maar ek sê dit vir jou kind van God. Dit is wat die reus doen aan 'n mens se lewe. En hy is daar. En elke keer as jy na hom kyk, dan waai hy vir jou hande Ralfie. Hallo, ek is nog hier so. Sien jy my? Jy is maar net klein, kyk hoe groot is ek. Ja, dit is wat hierdie reus doen. Maar hierso, is jy 'n kind van die Here, wat die Here wil dien met alles wat jy het, en jy het besluit, jy wil hom dien, dan kan ek vir jou sê, daar is net een naam, wat jou kan vrymaak van enige ding op aarde. Baie mense, ek het iemand gehoor, hulle sê, hulle glo in Jesus, maar nie as die seun van God, maar as 'n profeet. Ek sê ja. Hy sê, maar hy glo nie in die tale praat nie. Ek sê ja. Weet jy hoe glo jy nie in tale praat nie? Want jy is nooit nie gedoop met die Heilige Gees. En wie is die doper van die Heilige Gees? Johannes sê, Jesus is die doper van die Heilige Gees. Hy sal kom, en hy sal jou bedoop met vuur en krag. En daar het hierdie selfde Jesus vir die disciples gesê, gaan, Jerusalem toe, wag vir die belofte van die Vader. Dit was die doper. Hy is die doper van die Heilige Gees. Dis hoekom hulle dit nie kan verstaan nie, as 'n mens in tale praat nie. Maar hulle is nie gedoop met die Heilige Gees. En dit is ook een van die dinge wat die reus wil weghou van die kinders van die Here. Dit is wat die reus doen met jou. Hy hou jou weg. Hy keer jou dat jy nie die waarheid eintlik kan sien. Hy is so groot voor jou soos 'n berg. Maar Jesus sê, praat met daai berg. As jy geloof het, gaan daai berg wikkel. So en hier kom die reus en hy staan voor jou en sê, ja, maar dit was daai tyd. Dit was daai tyd. Het jy geweet die eerste kinders van die Here, wat die Here begin dien het met alles wat hy het hy alles verkoop en mekaar te deurgedra. Hulle het goed verkoop en vir mense gesog. Hulle het mense gaan help. Hulle is daar om mense te help. Weet jy kom? It's the character of Jesus. Jesus comes through the Holy Spirit into you and you become like Christ. You're not Christ, but you become like Him because you have an attitude and mindset of Christ. But the reus wat ek van praat van word, die een wat in jou lewe staan vir jou waai elke nou en dan. Ongeloof is een van hulle ook. Hy waai vir jou. Ek het nie meer geld in die baat nie. Julle lag, ek weet van my eie lewe. Maar wat ek by die een kom, wat alles het in die wêreld, wat alles beheer in die hemele, en elke planeet is onderdanig aan hom, elke ding wat geskape is onderdanig aan hom, alles wat hy gesê het en doen, is in lyn met die woord wat God oor hom gepraat het. Hierdie is die een wat verlossing bring. Maar ons is gepet en gepaai aanhoudend deur hierdie reus. Hierdie reus pet en paai jou aanhoudend. Hierdie reus doen in jou lewe wat niemand anders kan doen. En jy weet, dis nie 'n ding wat ek van praat nie, wat niemand het nie. Almal van ons wat hier so sit, het iets in ons lewens wat 'n reus is, wat ons lewens beheer in so 'n sin dat ons vergeet wie ons is in Christus. Galasiërs 4:7 sê, daarom is jy nie meer 'n diensknegt nie, maar kind. En as kind, as jy 'n kind is, dan ook 'n erfgenaam van God deur Christus. Galasiërs 4:7. Dit sê dit. Hoekom sê hierdie skrywer van die Galasiërs Paulus hierdie woorde? Omdat dat mense het rondgeloop met 'n reus wat hulle in die neus rondsleep en doen in hulle lewens wat hy wil. En dan vergeet wie hulle is in Christus. Jy is nie 'n diensknegt nie, jy is 'n kind. En 'n kind het 'n reg
om na die pa toe te gaan en vir die pa te vra, help my asseblief in hierdie saak, pa. Daar is geen ander persoon wat dit vir jou kan doen op aarde. Ja, die tradisies. Die grootste tradisies is nie die Jode en die Mohammedane en die Boeddha, dit is in die Christendom. Tradisionele dinge wat hulle ingebring het. Wat reëse word in mense se lewens, soos wette. Wette is daar vir 'n saak. Maar wette is nie daar om jou te red nie. Jesus is daar om jou te red. Genade is daar vir jou, omdat jy kon nie die wette hou nie. Maar hierdie reus het tot die kinders van die Here, wat tussen verskillende kerke beklei en aangaan met hulle dinge, wat hulle wil doen, volgens wat hulle sê, hulle lees in hulle woord. Dis die reus. Hy kom en hy bring confusion in the church. Hy bring dat mense die mekaar word, dat hulle nie die Here dien nie. Jy sê maar, ek is by die Here al 50 jaar, ek ook. Laat ek net sê, ek is daarop eerlik met myself. Baie dinge laat ek toe, wat ek nie moet toelaat nie. Baie dinge sê ek wat nie moet sê nie, ek doen het. Ek is eerlik. Maar ek het aanhoudend op my knieë voor die Here vir vergifnis, omrede ek weet, dat hierdie reus bestaan, is nie 'n ding, wat net a figment of your imagination this morning. Dit is iets wat bestaan en in jou lewe is. Ongeloof is een van die grootste dinge. Want as jy nie dink dat jy 'n kind van God is nie, en jy is nie meer 'n kind van God nie, dan gaan jy 'n probleem hê. Hier sal sê in Filippense 2 vers 9 tot 10 sê, daarom het God hom ook outomaties verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Sodat in die naam, ek wil hier moet hoor, van Jesus sal buig elke knie, van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. Elke tong sal bely dat Jesus Christus is die Here tot die heiligheid van God die Vader. Hierdie reus van dit weg. Hierdie reus kom, en wanneer jy 'n probleem sien, die eerste ding wat jy sien is die probleem, en nie die Here nie. Hierdie reus kom, wanneer jy sien jy nie geld nie, die eerste ding wat jy sien, ek het nie geld. Jy sien nie die Here wat die voorsiener is. Wanneer jy siek is, dan sien jy die siekte raak, en nie die Here nie. Indien ek jy op jou knie moet klim en vra die Here, as dit die wil is dat ek moet hier so deurgaan, Here, laat het so wees. Maar hou jy hand op my. Jy sien, almal wil net gesond wees. It's like a spoiled bread. You know a spoiled little bread. As hy iets vra, dan kry jy dit. En op die einde is die spoiled bread 'n groot spoiled bread. En wat almal dood is en weg is, dan is hy nog 'n spoiled bread. Hy weet nie nou wat nie wat aangaan, maar hy kan nie meer wat hy wil hê. So you, kind van God, moet weet wie jy is in Christus Jesus. Jou lewe moet so in wees. As jy 'n fout gemaak het, sê vir die Here jammer. Die Here sê mos nou, die pad is dan nou. Weet jy kom? Maar daai reus is op daai wye pad. Hy gaan en hy vat jou by die kop en hy swaai jy. En jy swaai jy hierdie kant toe, hy swaai jy daai kant toe. Wanneer jy so in 'n toestand is en gebreek is en stikkend is, kan jy eers nie meer die lig sien nie, omdat jy vergeet hoe om die lig te sien. En dis wat hierdie reus doen. Want Dawid kom, en toe hy Goliat aangepak het, toe sê, in 1 Samuel 17 vers 45 tot 51, hy sê maar hierso, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskade, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Daar is altyd hierdie uitdaging van hierdie reus. En jy kan sien ons hierdie duiwel het het getry met Jesus, het nie so geskrywe nie. Hierdie
Reeds doen dieselfde met jou. But I don't think Jesus meant, that you should stop drinking completely. It's not a sin. If you just take one. It's got nothing to do with alcohol. It's got nothing to do with cigarettes. It's got nothing to do with swearing. It's got nothing to do with lying. It's got nothing to do with cheating. It's got to do with you committed to Jesus Christ with your life and everything that's in your life. Sodat hierdie reis nie jou kan mislei nie. Die kerk het verander. Hulle het 'n show geword. Beste musikante. Maar Jannie het gestaan eers lekker daar by 'n boeremark gespeel en aangegaan het en gedrink. Maar vanmôre sit hy staan in die kerk en speel. Jy sien die standaarde het verval, maar die reus nou in beheer is van die situasie in die kerk. Maar jy sien die reus werk nie met 'n kerk nie, hy werk met die persoon. Hy kom nie na die kerk toe en sê kerk verander, hy werk met die persoon van die kerk, die pastoor, hy werk met die mense in die kerkraad, hy werk met die mense in die kerk en hy verdraai die woord van die Here sodat hulle kan goed voel oor hulle self. Ek sê hierdie woorde. Here, as ek moet bely elke Sondag, dan doen ek dit. As ek moet Here net voor U kom elke dag en vra vir vergifnis, dan doen ek dit, maar ek wil nie hel toe gaan. Maar hierdie reus weet presies hoe om jou daar te hou. Emosioneel moet jy wees om hierdie reus te dien. Want hy werk met die emosies in jou lewe. Hy kom en hy werk met jou emosies. Ek is 'n ou wat baie dink. Ek gaan nou nie lieg nie oor die situasie, my vrou weet. Ek dink baie dinge. Ek probeer alles salf en my brein werk so die hele tyd. Maar ek wil jou dit sê. Ene wat ek agtergekom het, dit beteken niks. Ek het ook agtergekom. Ek is 72 hierdie maand. Dit beteken niks. That means nothing. I can die tomorrow and I can go to hell because of disobedience and not serving the Lord Jesus Christ with everything that I have. Dis die ding van die Here wat ek lief vir hom is vir. Hy het nooit vir die hoer gesê sy moet ophou. Sy het geweet sy moet ophou en wat sy met hom was. Maar hy nie dit wel gesê. Hy het nooit vir die dronkaard gesê jy moet ophou. Die dronkaard het opgehou, dat soos ek het opgehou, want ek gevoel, die teenwoordigheid van die Heilige Gees is een in my lewe wat my verander. Hy het nooit vir die liegberg gesê, jy moet nie lieg nie. Hy het sommer gestop. Hy het geweet wie hy is, uit respect, en hy was nog nie verhoog nie. Hy was 'n mens. Hy was nog nie verhoog nie, maar tog het hy hom gerespekteer as die Rabboni, die meester, die Here wat hom genoem het, Lord. Hulle het hom gerespekteer. En hy het nie gegaan in 'n plek, in die enige plek waar hy daar eendag ingegaan met 'n sweep was in die tempel. Toe hulle verspotting van die huis van die Here maak. Toe slap hulle met die sweep. Verspotting van die huis van die Here. En baie keer wonder die mense, hoe is dit dat hierdie groot kerke groot te word? En Jesus in beheer, broer. Hy streel die ore, hy gee die geld, hy hou hulle happy, ja. As jy nou 'n multimiljonair is, en môre verloor jy alles, dan het jy niks, wat gaan jy dan doen? Verstaan wat ek sê vir jou kind vanmôre, dat die Here het jou 'n kind gemaak, en nie 'n slaaf nie. Jy is nie 'n diensknegt. Jy is vrygespreek van die dinge wat jou vashou. Jy is vrygespreek van hierdie dinge wat jou bind in jou lewe. Ek kan al die dinge, ek het nie eintlik vriende nie. Eintlik nie. En jy sê, hoekom? Hy sê, want hulle praat oor ander dinge, ons praat oor die Here. Ja. Hulle praat oor ander dinge, ek praat oor die Here Jesus Christus. Ek praat van die genade, ek praat nie van, jy beter ophou rook en jy
beter ophou drink. Dis wat jy geweet is sonde is, dis 'n sonde om 'n tattoo te hê, om dit te hê, om daai te hê, en jy drink het. Weet jy dit is 'n sonde? Weet jy? Die man het gesê dit is 'n sonde, laat die Heilige Gees dit doen. En dis ek kom, ons die vriende het vir daai rede. Want ek gaan nie vir die mense sê, dis vir julle my vra. Dan vra ons dat ek moet vir hulle sê. As sê vir hulle. Wat dit pas toe van hierdie ding. As sê vir hulle. Dan sal ons sommer kwaad my vir 'n maand of 2. Maar dit is wat die woord sê. Die woord is ja en amen. Maar mense vat die woord, ruk het uit, dit is serieus. Hy maak jou so slim soos 10. Hy maak jou so slim, dat jy weet alles. Ek het gesien in my lewe al, nee. Ek het baie doktersgrade, doktorgrade. The minute they go over to 'n doktorgraad, dan verander alles in hulle lewens. Dan is hulle slimmer dan almal. Hulle is tot beter dan die Here. Die kerk vat hulle woord voor die Here te ontvang. Die Here sê, jy moet so gedoen en moet so, as jy bekeerd is, moet jy gedoop word. Hulle sê, nee, doen dit, liefste. Ons lering in ons kerk sê, jy moet dit doen. Jy kan nie een stuk van die woord vat, dit 'n stukkie en jou nou maak en die regte skryf lê. Alles vloei so in mekaar in. For what? So that you can become holy. So that you can become righteous before God. You can't take the one piece and say, okay, I'll use this one here. What's it say? I'll use this one. Ek het op 'n video gesien. Dis 'n Christelike video, dan wys hulle hierdie teken. Dit is 'n bokkop, man. Ek het gecheck toe die Rolling Stones hierso was, met daai bokkop wat daar bo op hulle stage was, dat die eerste ding wat hulle doen. En almal daar. Dis wat die Reus nou gedoen het in die kerk. Hy het jou gebring by die plek waar hy jou wil hê. Maar ons is kinders van die Here, wat kan met hierdie Reus praat in jou lewe en vir die Reus luister ou. This stops now. I'm saying stop now. And I'm saying you, Ralphie, stop now. Jy kan dit doen. Jy is mos nie 'n diensknegt nie. Jy behoort aan 'n God wat alles in sy hande het. Daar is net een naam wat jy kan gered word by dien, is Christus Jesus. Daar is niemand anders nie wat jy kan doen, maar deur Christus Jesus gered word. Daar is niemand anders wat jou kan lewe gee, behalwe Christus Jesus. Hierdie Reus wat ons van praat, wat vermoede in ons lewens in hierdie gemeente ook is, probeer die gemeente rek, breek, mense se lewens sleg maak. As jy iemand ken so dit op Hartbeberg, hardloop. If you know somebody like that, you run. You know what they say when I was working on the floor as a manager there? Hulle het 'n nuwe stelsel ingebring in die werkspatroon waar hulle bottleneck altyd het. En toe sê die ou, if you got this bottleneck in your life, run like hell. Get it out and get running. Stop this nonsense in your life. If it costs you to become nobody so you can go to heaven. If it costs you to leave your doctrine and theology alone, you leave it because you want to go to heaven. In heaven, you'll have another mind. You'll have another thing. You'll understand the word like nothing. Actually, the word in heaven changes. These is forbade. His word is forever and ever, but it will not be the same in heaven. In heaven, you'll have the knowledge. In heaven, you'll know exactly. You won't need a Bible to read. You will have the implanted knowledge of God in your soul. Yeah? And I want to encourage you, wil jou aanmoedig vandag. In hierdie tydstip wat ons in bly,
En hierdie maand, wat ons in is, this is where we are. We are here, where a giant is ruling your life, your situation, your family, your situation where you are in at the moment. He's in charge because you've allowed him to be in charge. Dis tyd dat jy dit terugvat. Hierso is die hooftitel van die boodskap is, dis tyd om die reus in jou lewe te vernietig. Dis tyd om op te staan as jy, ek praat met jou vandag. Ek gee nie om nie op my ma, my pa, my vrou, my kinders. Het 'n issue met dit, ek sê vir hulle sommer reguit. Ek praat met hom vandag. Jy sal nie meer hierso in hierdie huis regeer. Jy sal nie meer. Ek staan op die woord wat sê ek is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Ek staan op die woord wat sê alles wat ek vra in die naam van Christus Jesus sal ek kry. Ek vat jou woord vandag en ek gooi dit weg omdat jy is nie meer beheer van my lewe vermoë. Nou, ek weet ons is min mense. Maar miskien sit ek is ook een van hulle wat dit nodig het. Belydenis te maak elke dag in my lewe. Belydenis te maak van die dinge in my lewe wat ek doen en sê. Die dinge wat hierdie is 'n werklikheid. And you have to become aware of this. As jy vas in hierdie reus se hande, moet jy die ding kan breek vandag, want jy is nie meer 'n diensknegt nie, jy is 'n kind van God. Jy is nie meer 'n slaaf nie, jy is vry en duur gekoop deur die bloed van die lam. Jy is nie meer 'n een wat spat daar in die hoek, but if you want to try, Lord, you can. Jy is nie. Jy sê, Lord, in the name of Jesus, I command you to leave me this morning. Ek beveel jou om my te los, my situasie, my emosies, my geld, my finansies, alles, Here, ek gee dit vir jou vanmôre. Dis joune, vat dit, Here. It's hard to do that. It's hard to do that. Ek wil net vir jou sê, ek wil nie getuig, daar is tydstip in my lewe, ek is nog steeds so. Maar ek sal alles verkoop het in my huis vir die saak in die naam van jou. Nou, die ander pastor na my toe kom en sê, ja, I can't believe you'll do this. I say, I'll do that, it's not a problem. Maar hy is nommer 1 in my lewe, maar ek struikel. But I do not stay down, I get up. En so moet jy ook wees, met die pyn in jou been, broer, jy moet weet, you can just confess Jesus in your life every day. Dries, tell him thank you for what you are doing for me, Lord. I have to go this road, I'm going it. But I'm going with you. Ek gaan Willem, ek gaan nie die pad stap Willem. Sê dit vir die Here. Ek gaan nie die pad stap, Here. Ek wil nie meer die dinge doen nie. Dit is, ja, weet jy wat, doen die reus ook, nee. Hy gee vir jou geld. Weet jy wat? Sê ja. Hy pomp jou vol, maat, dat jy nie jou oë op Christus meer kan hou nie. Jy hou jou bank balance, jy watch hom. Hy groei. Hy groei. Dan gaan myself een diepe Ferrari kom. Hy groei. Hy doen dinge soos dit. Vir die rede dat hy nie wil hê, jy moet 'n kind wees, jy moet 'n diensknegt bly. Ek is nie 'n diensknegt, ek is 'n seun van God. Ek behoort aan die Here Jesus Christus. Ek is deel van sy dinge. Ek is nie gebonde deur wat mense sê, ek is gebonde deur die woord. Die woord sê, daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar kind, en as kind, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Jy is nie 'n diensknegt nie, jy is 'n kind. En sê vir hy is, maar dan wie praat jy met? Lyk ek vir jou soos 'n diensknegt? Ja, ons lag daaroor, maar as die waarheid, jy moet so wees, moet so cheeky wees met hom. Sê, wat wees jy man? Ek ken jou nie eens nie.
Dan sê jy, ja, maar ek kan sê, die geld jou gee. Sê, sorry, God gee my geld, want hy kan nie, jy kan nie niks. And this morning you need to understand this. It's going to be a sorrowful day. The day you stand before Jesus Christ, sorrow. Because God will reveal the truth. And you will understand that you were not on the right road. Or what was wrong with you, that you didn't understand this. It's because you're not baptized with the Holy Spirit. Baie mense het 'n issue. Jy weet, ek sal nooit vergeet toe ek nou jong was. En daai jare, jy moet gedoop wees van die Heilige Gees as jy op die kerk was. Moet daar praat, committed wees, jou volle 10, hulle het gecheck. Kijk, ek kom in die Volkskerk, hulle check alles hoor. Hulle hoor jou nie alleen nie, hulle check jou. Hoekom het jy nie by die kerk sondag nie? Daar een pastor bel my. I see you went to church, why went you to church? En dit wat jy weet, hierdie goede, het hy jou weggevat van. Die eerbied aan God, het jy weggevat van jou. Die commitment aan sy huis, hy vat dit weg. The giving takes it away. Don't give, man. Who told you to give? Who said you must give? That Bible isn't right. They read the Bible wrong. Why did God the Father put the tithings in? For what? For what? That they must die of hunger. Huh? He came into the church, the temple, for a reason. That is why the reason is here today still. I say give God 50%. You say, hey, wat eet jy? Sê, ek ken pastore wat 100% gee. Hulle het geleer. 10, 20, begin hulle. 30%, 50%. En so ver as hulle gaan. Maar die reis is nie beheer nie, Christus is beheer. You need to get to that point in your life. I'm not telling you to give your salary. I'm not telling you to be in every service. I'm telling you priority God in your life, number one. Sit hom eerste, nie die reis. Haal die reis uit. Almal het altyd issue met Kersfees. Ek weet nie hoe nie, weet jy. Het freak my uit dat mense so kinderig is. Hulle het geweet dat Konstantin die songod weggevat het en Christus in die plek gesit het. Hulle het dit geweet, die hele leven sit. Ja, hulle commercieel die hele ding, ek weet het. Maar hulle commercieel alles. Wat geld gemaakt is, dit commercieel. Jou karre, jou TV's, dit is alles te doen met geld. Maar wat het by Kersfees kom, het gaan omgee. Oor jou broeders en jou sisters, dit soos God vir jou. Het is nie die datum wat die Here gebore was, man. Het is April, man. It's not the date, but it's the memory. Of doen dan die nagmaal, uit memory uit. Of doen dan die bid, uit memory uit. What do we do? We're giving out memory because of God saying it, we must do it, we do it. Die reis sê die, kyk broer, jy kan vanavond lekker stikkend raak. Ga na die party toe by Jannie, en gaan aan soos om al hoene. Die begin waar jy moet allemaal gaan aan soos om al hoene. En die volgende dag sê, as jy dit is, nie wat jy berou het, maar wat jy nou in babbel was het. You see, the thing is this, we need to get back to the place as 'n kind van God. Nie 'n diensknegt nie. 'n Kind. Jy is nie meer 'n diensknegt, jy is 'n kind. Amen. Amen. So ek gaan nie uitnodiging gee, want ek weet, die woord is vir almal van ons. Anders moet ek ook saam met julle voor staan. Maar ek wil jou vra, dink aan hierdie woord wat ek van praat vandag. Dink aan wat hierdie woord vir jou kan doen.
jou lewe regeer. Don't allow the giant to tear your life apart. You can, but don't allow it. Because you're a child of God. You're not a servant. You're a child. You're not a slave. You're free. You're not that. You're a child of God. Amen. Amen. Kom ons saam bid. Here, ons kom uit jou verhoor en sê dankie vir die krag en die salwing van die Heilige Gees. Ons bid in Jesus naam dat U 'n wonderwerk sal doen in hierdie week in hierdie gemeente, Here. Dat U saam met, soos ek weer praat met Vivian, en Here, dat U saam met haar sal wees in Jesus naam. Ons sê dankie daarvoor. Ons gee alle ere, alle lof, alle prys en aanbidding daarvoor. Ons vra U, Here, dat U, my Here, 'n wonderwerk sal doen in Jesus magtige naam. Ons sê dankie daarvoor. Amen. Mag